Goeiedag, baie welkom weer eens by Maandag met Morney. So bly dit is die derde episode wat ons al uitsaai, maar voor ons kan verder gesels met ons gas vir vandag, kom ons kyk bietjie na 'n paar nuttelose inligting wat hierdie week gaan gebeur. Baie interessant, gister, Sondag, 56 jaar terug, het Apollo 11 op die maan geland. Neil Armstrong is amazing inligting. Ook hierdie week, van vandag vir die hele week, vier die Amerikaners hulle Junk Food Week. Ek weet dis baie Amerikaanse junk food restaurante in ons land, soos mamma nie wil kook hierdie week nie, sê ons vier saam met die Amerikaners junk food, so burger, chips, milkshake, klink heerlik. Vandag het ek 'n gasie by my, wat haar storie gaan deel, en soos ek gesê het, ons gaan net reël wees, ons gaan baie keer lag, baie keer huil, en eintlik net reël wees oor mense se lewensstories. So, by my is Lorey. Kan jy asseblief net bietjie begin? Waar het jy groot geword? Wie is jy? Hoe het jou lewe gelyk as 'n jonger dame? Jessie, daar was nie regtig 'n spesifieke plek waar ek groot geword het of gebly het nie. My ma het elke 3 jaar besluit. Ek is seker sy het so gemaak op die map en dan het besluit, ons gaan nou sien toe trek. So, all over, ek dink ek het al oral gebly behalwe die Kaap. So as jy vanaand kan dink, hoeveel keer het jy getrek? Ek het nou die dag gesit en tel, ons was by 14, wat ek in verskillende skole moes ingegaan het. Dit alleen bring somme baie spanning, tensy jy nou gemaklik is met baie skole, maar ek dink dit bring spanning, dit bring van, weet, hoe pas ek in? Ja, nee, dit vat 'n bietjie jou standvastigheid weg, want ons nie daai standvastigheid waarop jy kan bly. Ek kan nou gaan ek 'n toekoms wou hier nie, want jy weet nie wanneer daai volgende keer op die map so gemaak gaan word. So, wat se werk het jou ma of jou ouers gedoen? My ma was in die polisie gewees. Ek kom uit 'n geskeide huishouding uit, so my ma was in die polisie. Ek is nie seker wat se werk my pa alles gedoen het nie, maar ja, so sterk, staunch polisievrou, hard, min van 'n hartjie gehad as jy huil. Jy moes maar cope, suck it up. Toughen up, ja. Ons gaan na 'n ander skool toe, maar so wat, laat dit gebeur. Raai wat, ouens, hier is ons op pad. Vertel my gou, ek dink ons gaan sommer nou fast forward na miskien moeiliker dinge wat in jou lewe gebeur het. Waar het jou eerste erg pyn of trauma, wat het jy beleef, wat het gebeur? Ek dink my grootste trauma as kind was, ek was gemolesteer gewees as 'n klein dogtertjie, en ek dink dit is waar die eerste seerplekkie ontwikkel het, wat ek toe nog nie gesond gemaak het nie, want ook kom uit 'n huishouding uit waar alles is, as jy uit 'n enkel huishouding uitgekom het daai tyd, jy word op neergekyk as daar trauma in jou eie huis is. So, ek dink my ma het my die bes gedoen wat sy daai tyd gedink het was reg, maar dit was 'n toegesmeerde storie, ons beweeg aan. So. En ons gaan nie vir mense... So jy praat nie daaroor nie, niemand weet daarvan nie. Nee, dis stil en dit bly by jou en ons gaan net aan en hopelik as jy dit so onder die mat en vee, gaan dit weg. So, hoe, as 'n jong dogtertjie en dan word jy 'n tiener, hoe moes jy cope met dit? Hoe moes jy met daai trauma cope? Ek dink jy kry vir jouself 'n krik. Jy kry ietsie, want ek het op 16 al begin verskriklik drink. So ek dink, daai was my krik, daai was my depressie het daar begin, en sonder dat ek behandeling daarvoor gekry het, het ek in die wêreld gaan soek vir my, wat gaan my laat vergeet, en te begin lekker dingetjies as 'n partytjie by 'n vriendin se huis. Ons lag nou hieroor, nee, maar as jy sê verskriklik drink, laat ons net verstaan wat beteken verskriklik drink, hoe baie? Verskriklik, wel op 16 was dit, kom ons kyk hoe vinnig jy kan lekker voel. So, my eerste groot interaksie met drank daai tyd was 'n vriendin se 16de verjaarsdag. Ons het in haar pa se kroeg gaan kyk enigiets wat wit is, want ons kan dit volmaak met water. Dit ons werk 'n tiener se brein. So niemand gaan weet as ons die bottel gin of die vodka uithaal nie. En ons het nie van beter geweet nie. Ons het gedrink en niks gevoel nie, min wetend dit moet in die stelsel ingaan. En toe gaan lê ons in die son en bak en wag. En ons was siek. Maar ons het alles weer volgemaak, vol water, en gedink niemand gaan ons uitvang nie. So as jy iewers in jou kroeg nou na jare jou gin en jou whisky ontdek en dit is wit, daar was dalk 'n 16-jarige tieners jare terug in jou kroeg
en hulle het dit opgevul met water. So ek dink namens haar wil ons net om verskoning vra. En skuis vir al die jeug wat ek nou belemmer het met hulle planne. Storie julle. Julle gaan dit nie kan doen nie. Okay. Ja. Trauma en dit van uitmolestering gebeur het. Ek begin drink, het dit weekliks geword, het dit naweke geword en dan kom jy en jy word 'n jong volwassene. Hoe het jou lewe gelyk? Vol dit het van daai bietjies drink oor naweke het geword van 'n rebelse tiener en dit alles oor een seer wat jy nie geheel het nie. Het het van rebelse tiener afgegaan na buiteegtelike verhouding, word toe swanger met my dogter en waarvoor ek nou vir Here baie dankie sê. Maar dit alles het gelei na weekliks drink, elke aand drink. Maar dit is nie waar die drank eintlik maar die ergste geraak het nie. Ek dink 2011 toe my ma oorlede is en ek my middelste kind verloor, dit my lewe genoeg geruk dat ek bietjie dieper in die bottel en bietjie meer gereeld gekyk het. Tot op 'n punt waar ek depressie het baie erg geraak en oorgevat. En toe word ek opgeneem vir depressie. En met die opname toe besef die dokters, maar dit is nie net 'n groot hoeveelheid antidepressante nie, dit is ook 'n baie groot hoeveelheid drank. En dit was erg geweest, ons het in Vryburg gebly daai tyd. En die bottelstoer by Vryburg was Pick n Pay lekker. My Smart Shopper kaart het geloof natuurlik. Baie punte verdien, maar dit het so geraak dat Pick n Pay lekker se staf sou my 3 bottels wyn van op die kant hê as ek in die middag van die werk afkom. Sure. En ek het gedink is oulik, hoe amazing is hierdie diens nie en ek het Service met 'n groot smile. Absoluut, ek het tot by die kanter gegaan, my 3 bottels wyn vir die aand gekry en ek is huis toe en ek het nooit besef ek het 'n drankprobleem nie. Want ek staan op in die oggend en ek drink koffie. 'n Alkoholist en dit is wat in ons ingeprent is. 'n Alkoholist kan nie ophou drink nie. As jy jou oë oopmaak, drink jy. En dis nie die waarheid nie. Dit wat die wêreld vir jou sê is nie waar nie. Daai wat jy 3 bottels wyn 'n aand gedrink het dis die limit van daar's 'n probleem. Dit is wanneer jy moet agterkom ek het eintlik 'n bietjie van 'n issue. Ek wil klein bietjie rewind. Ek weet jy wil nog bietjie sal terugkom na toe. Bietjie rewind. Jy het iets vinnig genoem. Ek het my middelste kind aan die dood afgestaan. Wil jy 'n minuut daar stil staan? Ons kan. So my ma is oorlede 3 maande na my troue. En na dit het ek so week na haar dood, toe vind ek is swanger met my middelste kind. Die kind waarvoor ons so hard probeer het en beplan het. En is amazing hoe dit werk, want ons het glad nie vir my eerste kind beplan nie. En sy is daar. Maar toe ons vir die middelste kind beplan het, dit het net nie deurgegaan nie. So ons het swanger geraak met Lika. Baie gelukkig gewees in nog steeds die rouproses van my ma. En daarna het alles net begin uit mekaar uitval. Ons het ons besigheid verloor, ons moes trek, dit was rof. Haar swangerskap was touch and go geweest tot op 'n punt waar hulle vir ons gesê het, maar sy het trisomie 18 baba en sy gaan nie daglig sien nie. Sure. En ons het aangehou, ons het net gesê ons gaan nie opgee op haar nie. Ons het gebid vir die kind wat ons daai tyd gedink het is bid vir 'n kind. En ons het aangehou en ons het geglo, want ons is Christene en die Here gaan voorsien. Tot dit op 'n stadium gekom het waar sy my toe begin doodmaak het van binne af en dis dit 'n mediese abortus, so ons moes haar laat gebore word net voordat sy lewensvatbaar was. En my ex-man het ook daai tyd vir my gesê dat toe ek uit narkose uitkom, toe hulle my moes resusciteer, want toe ek ook in die proses besluit ek is moeg. So en hy sê my eerste woorde aan hom was ek sal jou nooit vergewe hiervoor nie, omdat hy die besluit gemaak het, hy moes kies tussen my of haar. En omdat hy my gekies het, was ek kwaad vir hom. Ek kan nie begryp, en julle wat luister, die immens trauma wat jy nou net oor gepraat het nie. Party mense, ek sê nie dit is so nie, party mense sê ek het my kind by geboorte verloor is nie so erg dalk nie. Ek dink dit is onbeskryflik erg. Ek dink wat mense doen is ons dismiss ons pyn. Yes. My pyn van 'n babatjie verloor en deur die geboorteproses gaan en jy haar vas en dit is verby en hulle vat haar en jy sien haar nooit weer nie. Vergelyk ons met iemand anders wat 'n kind op die ouderdom van 10 verloor het of op 12 en dan dink ons maar hulle het memories met daai kind, ek het nie. My memory is hulle het haar vir my 'n bedpan gegee en gesê hierdie kind's medical base, ons gaan nou vat asseblief kry klaar. Jy weet so al daai goed wat opkom. Ekskuus, dit gebeur. Dit is presies 'n privaat hospitaal. Mense sal dink dit gaan in 'n government hospitaal gebeur, maar so plant hulle net nog trauma binne in jou in met hierdie kind
jy gaan hom nooit weer sien nie. Kan hom nie begrawe nie. Sy's medical waste. Wat het jy gedoen met dit wat jy nou net vertel het? 'n Ma wat oorlede is, wat jou grootgemaak het, 'n kind wat doodgebore is of geaborteer was. Sy het geleef. Sy het so 'n paar minute, ek vind dit nie vreeslik in detail, dit is gruesome, maar hulle het haar uitgehaal en sy het by my gelê en ek kon haar voel. Ek kon haar voel scratch en ek kon haar voel beweeg. En dis haar laaste asem. Maar sy was klein, sy het so my hand ingepas. Sy was 'n baie klein dingetjie. En sy het 'n naampie. Sy het 'n naampie, Lika Charlotte, ja. Sy wag vir jou in die hemel. Sy absoluut. Nou weet ek dit. Ek het dit nie daai tyd. So jy het al die ding wat jy nou vinnig beskryf het en ons kan nie alles nou eers sê nie. Jy vat hierdie trauma, ma, kind, huwelik, besigheid. Onthou jy het al hierdie goed nou gesê. Huwelik werk nie uit nie, besigheid werk nie uit nie. Jy weet nie, jy moes trek en dis de mekaar en dit's hoor ek haat jou vir wat jy besluit het nou vir my, maar het jy hierdie trauma begrawe? Hoe het jy gedeel met dit? Hoe het jy 'n crutch gebruik? So my crutch was drank. Ek het toe begin om baie te drink, gereeld te drink, te veel te drink. Maar in die proses het ek al die trauma en al die seer wat ek toe nie regtig besef het is trauma en seer nie, want ons dismiss dit, dis nie so erg nie, in my argiewe gaan bære. Onwetend het ek dit net al gaan bære en ek het nooit met dit gedeel nie. Sure. En soos wat die jare aangegaan het ek net meer depressief gevoel. En die dokters het vir my met pille net al meer en meer begin maak. Want jy praat nou eintlik nou al lankal van die woord depressie. Jy praat van op skool, as tiener, as jong volwasse in 'n huwelik in depressie. So jy sê dit het geeskaleer. Nou word die pille en die voorskrif net meer. Ja. So naderhand op 'n punt waar jy is emosieloos. Jy hoef nie met iets te deel nie, want jy kan dit nie voel nie. En met dit al die drank wat saam met dit gaan, dan dink jy by jouself, maar ek's okay. Ek's alright. En toe word ek opgeneem in 'n hospitaal. En met daai opname toe surface alles. En die sielkundige wat ek toe daar gesien het my nogal aangehits dat as jy nie gelukkig is in jou huwelik nie, skei. Wat ek weet nie of ek dit kan noem nie, maar dit was 'n dominee gewees. So wat mense nie verwag nie, mense verwag 'n dominee, 'n pastoor moet vir jou sê nee. Kom ons recover. Hierdie huwelik het die Here aan mekaar gesit, ons gaan hierdie regmaak. En dit het nie so gebeur nie. Wat ook dan nou daarop neerkom dat as jy nie die Here regtig ken in jou huwelik nie, moenie 'n besluit soos 'n egskeiding eers maak nie. Want as iemand my nou vra wat is my grootste regret in my lewe, gaan dit wees dat ek het nie die Here daai tyd geken en hom in my situasies ingebring nie. Want as ek dit toe al gedoen het, sou ek nie deur nog 10 jaar se trauma gegaan het nie. Ek is bietjie, die woord is bietjie speechless. Nie omdat jou storie so erg is nie, is net ek kan nie glo die vyand verwoes mense en maak hulle nam. So ja, pille of antidepressante of drank of gebeurtenisse. So ek wil eintlik nou 'n bietjie voort. Jy was opgeneem, maar waar het die draai gekom verder? Waar het jy besef, hey, ek het nou 'n redder, ek het 'n uitkoms, ek het 'n deurbraak, ek het iets nodig in my lewe. Waar het begin en hoe het dit gelyk? Dit het gelyk soos iemand het vir my 'n WhatsApp gestuur met 'n geestelike boodskap. En daar het die Here die saadjie kom plant. En ek is nou die eerste en die beste kerk toe en ek het my lewe totaal en al vir die Here gegee. En toe hy ingetree het, toe genees hy my. Nie dadelik nie, so stelselmatig. Die Here rip nie 'n band-aid af nie. Hy haal hom so saggies af en dan kom hy en ek het nou die dag vir iemand gesê, die Here kom en dan vat hy daai seertjie en is asof hy net so 'n bietjie van sy spoeg of sy bloed daar insit en dan so stelselmatig, soos wat 'n mamma 'n pleistertjie sien as 'n kind geval het, kom hy as pa en hy doen dit. So dit het alles gekom met die Here het net deur een WhatsApp boodskap, deur een random persoon opgeduik en gesê, maar nou is jy waar ek jou wil hê. Nou is jy beskikbaar en nou gaan ek jou gesond maak. So in die gesond maak, dankie Here vir sy liefde vir ons. In die gesond maak, hoe lank is hierdie proses nou al? Ons gaan nou vir die 4de jaar by die Here met my werk en dis 'n rollercoaster van 'n ride gewees. Ek dink die mense vra hierdie, het jy nog 'n liefde vir enige drank? Hoe laat dit jou voel nou drank? Ek dink jy moet daai deel bietjie verduidelik. So, toe die Here intree my gesond maak van drank af, het hy my so gesond gemaak dat as ek nou 'n amarula oor my roomys gooi, kan ek nie van ontslaap nie, so siek is ek.
die Here het my regtig totaal en al genees van alkohol. So hy het vir jou Heilige Gees alcohol maak patch my op jou siek. gesit. Ja, Of dit die is pille, ouens drink ons alcoholpille. Jy spot, ek het in die hospitaal daai pille gedrink, hoor. Maar ek is eerlik, ek het weer terugslag gehad waar ek weer bietjie diep in die bottel gaan kyk het as dinge moeilik geraak het voordat ek die Here ontmoet het. Maar nou is dit definitief asof ek daai pille in my stelsel het en as ek 'n slukkie alkohol neem, is ek basies. Ek sal flou val, maar nie omdat ek dronk is nie, omdat die alkohol akkommodeer nie met my lyf meer. Hierdie is nou 'n joke. Hoe werk Tipsy Tert met jou? Ja, dit werk nie. Nee, okay. Ek is 'n cheap date. Geen nee. Malva pudding kan Ja. werk. Okay. Drink 'n melkskommel. So, wie was deel? Obviously die Heilige Gees opgedaag. Dankie tog. Hy het jou gehelp, hy het jou gedra. Maar wat is die oplossing vir mense wat hierna kyk? Is daar mense, kan ek na 'n beraader toe gaan? Kan ek na geestelike hulp toe gaan? Waar begin jy? Waar het jy begin soek? Ek dink jy moet attent wees op wie die Here in jou lewe inbring gedurende jou genesingsproses. As ek terugdink, het ek baie kere het my paaie gekruis met iemand en dan dink ek, jy is nie my cup of tea nie. Maar as ek nou terugkyk, het hulle my deur 'n situasie gedra wat nie ek of hulle bewus was van nie. So die Here stuur konstant vir jou iemand en ek dink jy moet net wakker wees op, is hierdie die persoon wat geestelik sterk genoeg is om in 'n situasie so met my in te tree, of is dit net die vyand? Want terwyl die Here jou kom genees, kom die vyand ook, hoor. Moenie dink jy is nou onder die Here se bloed en niks en hy gaan nou nie kom traai nie, hy probeer harder. Jy is asof jy hierdie teiken op jou rug het en dan kom die duiwel en hy sê soos, maar vir jou soek ons nie genesing nie. En hoe meer hy hierdie leuns in jou inplant, hoe meer moet jy net regtig fokus op watse rigting om te gaan en vir wie om te luister en attent te wees op wie die Here daai tyd in jou lewe geplaas. So wie was daar vir my? 'n Kombinasie van mense, random mense. Jou vrou was daar vir my. En sy het dit nie eers geweet nie. So dit is regtig dat die Here vir jou 'n hele geestelike span stuur. Ek dink 'n geestelike familie is crucial. Ja. As ek wil vra, jou persoonlik, om met jou trauma te deel, of dit kom nou weer molestering, as dit kom uit babatjie verloor, ma verloor, terugslaan in jou lewe, is daar 'n life coach, is daar 'n beraader wat jou heidaglik help? Ja, ek het nadat ek weer baie depressief begin voel het aan die einde van laas jaar, het ek op iemand se Facebook, toe kom ek af op 'n kursus wat hulle gedoen het. En ek het toe navraag gedoen en Januarie sluit ek aan by Karen Meiberg se kursus. Dit is so innerlike genesingskursus. Sy is van Trinity Truth Foundation af en sy het met my 'n pad gestap die laaste 7 maande wat ek nie gedink het moontlik is om te stap nie. Want jy dink ek het die Here het nou vir al hierdie mense gestuur en ek gaan nou genees deur hulle en hulle gaan my dra. Maar jy moet nog steeds by die kernprobleem uitkom en jy moet die Here daar inbring. Ek het nogal gespot in die week toe ek met Karen praat, sê ek vir ek is so dankbaar as ons nagmaal vat, nee, is dit met druiwesap. Want ek sou nou vir jou al gelê het met die veelheid nagmaal wat ek moes vat met hierdie proses. So ja, nee, daar's definitief oplossings, daar's maniere om deur seer te werk waar die Here intree terwyl hy iemand soos 'n Karen Meiberg gebruik om jou te guide en vir jou te sê waar. En dan doen jy baie keer dan doen ek kursusse of 'n werkstuk wat jy dink, hierdie is dan nie vir my nie. En hierdie gaan nou oor Jesus liefde. En dan sê ek, maar ek weet Jesus het my lief. En dan vanaand gaan lê jy in jou bed en dan kom die Here en hy sê, maar Laurey, weet ek jou regtig lief? Ek het jou regtig so ongelooflik lief en al wat ek vir jou wil hê is gesondheid. Ja. En dan dink jy maar, ja Here, ek weet U het my lief. En dan sê hy vir jou, maar kom ek wys gou vir jou. En dan hardloop hy met jou deur 'n timeline in jou lewe en dan sê hy soos, daar was ek lief genoeg vir jou om jou daar uit te haal en daar was ek en dan dink jy, okay Here, ek verstaan nou. En dan voel jy so sleg want ons het dit vir granted gevat. Oë gaan oop op daai kleiner goed ook, nee, wat groot is actually, ja. Ek dink ons moet dit doen dat ons Karen Meiberg se selnommer en die besigheid of die beradingsinstituut, ja, die kursusse. Karen Meiberg van Trinity Truth Foundation af. So dit Trinity Truth. Ja, dis Karen, ons sukkel ons Afrikaans. Van decision. Ek dink ons gaan jou nommer opsit en dat almal wat hierna kyk, as jy enigstens wil deel word van innerlike genesing, is 'n aanlyn kursus, ek dink is 'n goeie plek om te begin.
En net sê, Here, help my in hierdie proses. Ek het ook deur trauma, seer kry, pyn. Jou storie is definitief anders as Lorraine se storie, maar dalk is daar iets wat jy mee vereenselwig. En dis hoekom ons kuier, en dis hoekom ons hierdie podcast geniet en saam kuier, dat jy wat hierna kyk, vir jouself of die mense, jou geliefdes in jou lewe, sê, hoor jy, daar is 'n uitweg. Christus Jesus definitief, maar buiten dit ook, dis daar dinge wat ek in plek moet sit, 'n kursus in plek, my kop reprogram, my hart reprogram, geestelike familie is crucial, worship plek is crucial, maar ook dan daai extra eksterne hulp en ondersteuning. Ja, en ek dink om op die punt te kom waar jy nie jou pyn dismis as 'n, ag, dis net deel van groot word, of dit is okay, dit het gebeur, ek deur dit nie, maar om regtig agter te kom dat innerlik, daai klein dogtertjie binne in my, is deur iets, en ons moet dit gesond maak, want die Here wil jou gesond hê, hy wil jou, hy kan jou net gebruik as jy ten volle syne is. Ek is pastoor Karen Meiburg van Trinity Truth Foundation, en ek is ook die fasiliteerder van die innerlike genesingskursus wat Dr. Leonie Pretorius geskryf het, Kies die Lewe. Jy is baie welkom as jy met my wil kontak maak op WhatsApp by 0633 784543, of jy kan op ons webtuiste bietjie gaan kyk by www.trinitytruth.co.za, en dan kan jy ook op ons Facebookblad gaan loer bietjie daar. Dit is Trinity Truth Foundation. Jy is baie welkom met my kontak te maak. Ek stap graag op pad saam met jou met innerlike genesing. Baie seën vir jou. So die Here vat eintlik gebroke mense, soos ek en jy, en soos jy, Ja. en hy is besig om ons op te patch, sodat die prentjie weer perfek en volmaak kan wees. Die Here like enige iemand wat nie perfek is nie, en hy maak ons weer perfek in sy beeld, en dat jy jouself weer perfek kan sien. Maandag met Morney, dit was so lekker om saam met jou te kuier, Lorraine, dankie, en dat die Here saam met jou sal gaan, en jou bediening sal gaan uitleef, en mense om jou verander, as gevolg van jou bediening en wie jy is. Amen, ja, Ja. dankie. Dankie vir die lekker kuier, tot ons weer sien volgende maandag.